Goeiemôre, dis 30 Desember, einde van die jaar, en tyd om bietjie te dink aan die cultural shock wat vir jou inwag as jy Amerika toe kom, die mense op die refugee program. Jy kan baie vinnig overwhelmed voel as jy hier aankom, spesifiek met die cultural shock. As jy nie jouself voorberei vir dit nie, kan dit 'n groot las op jou skouer wees vir die eerste paar maande, tot jy gewoond raak aan. So, hier's net so 'n paar punte wat ek wil praat oor, en as jy jou mindset vir dit voorberei en weet wat kan jy verwag, dan is dit makliker om aan te pas. Want onthou, jy kan nie hier kom en probeer jou culture op die mense afdong, hulle gaan jou net aflag. Hulle gaan beslis nie skuif almal om by jou culture in te pas nie. En jy kan mense alienate so as jy probeer jou culture op hulle afdwing. Party sal gaan geïnteresseerd wees in die begin om te sien wat die cultural differences, maar hulle gaan nie hulle sin verander om by jou aan te pas nie. Dis andersom, ons moet inpas by die Amerikaners toe ons hier aankom. So die eerste ding wat 'n groot ding is, 'n groot shock vir baie Suid-Afrikaners gaan wees, is die individualism hier in Amerika. Mense is hier so, jy doen jou own ding, jy het jou ou, hulle daai mindset, doen jou own ding, jy staan op, maak jou lewe, maak vir jou goeie lewe, en hulle reik nie noodwendig altyd uit na ander mense toe nie. Jy weet waar Suid-Afrika is, ons baie community, ons kuier baie in braaivleise en al hierdie tipe van dinge. Hier in Amerika is dit nie so baie nie, en die mense ken, maar hier's mense wat by mekaar kuier, regtig uithang by mekaar, maar dit is na jare en jare se relationships opbou. Dan is hulle comfortable met mekaar uit te kom. So as jy nie hier gaan uitreik na mense toe nie, gaan jy lonesome wees, glo my. Jy gaan isolated voel. As jy nie hulle gaan nie na jou uitreik nie. Jy moet uitreik na hulle toe. En as jy nie na hulle toe uitreik nie, gaan jy regtig lonesome wees die eerste paar maande, eerste paar jaar. Die mense hierso se kommunikasie is direk. Dis moet jy nou aanvaar. Hulle sê openlik wat hulle dink. Hulle gaan disagree met jou. As hulle met jou disagree, gaan hulle openlik sê. Hulle gaan dit nie. Baie onthou Suid-Afrikaners, ons wil nie konflik maak nie. Ons weet as iemand iets sê wat jy nie disagree nie, dan noodwendig praat jy nie uit daaroor nie. Jy sal dit later met jou vrou of jou man bespreek. Hierso hulle disagree, as hulle met jou disagree, gaan hulle vir jou sê. En self-promotion en compliments vir hulself is common in Amerika, so baie mense sal dink hulle is arrogant of rude, maar dis nie wat dit is nie, dis maar hulle kommunikasiestyl. Dis hulle culture. So, jy gaan dalk dink die mense is grootpraterig en groot bek en whatever, dis nie regtig so, dit is nie uit om te probeer groot bek wees, jy weet, daai tipe of is nie rude, dis maar net hoe hulle kommunikeer. So, leer dit vinnig aan, dat hulle gaan direk praat, hulle gaan met jou disagree, en hulle sal hulle punt staaf. En dan kom by die volgende stap van dieselfde principle, is die authority vir jong mense. Jy weet, in Suid-Afrika sê almal mos oom en tannie, en jy weet, meneer en juffrou, en hulle is baie formeel, nie in Amerika nie. Hier is dit niks snaaks vir kinders om hulle skooljuffrou op hulle name te noem, en die skoolmeneer op hulle name te noem. En hang af waar in die land jy is. Hier in die suidelike state is daar nog baie onder wat sê, yes sir en yes ma'am en so aan. Noordeliker state, westers, lankal nie meer. En dis nie snaaks hier by ons as jou teenage kinders se maatjies by jou kom kuier, dan gaan hulle jou op jou naam noem, straight. Hulle gaan nie vir jou sê sir of uncle of aunt, op jou naam. En hulle het niks disrespect daarmee nie, dis hoe hulle groot word. Hulle noem mense op hulle name. So daai authority tussen studente en senior, of even groot mense met jou seniors by die werk of so. Hierso, ek noem my CEO sir, want ek is gewoon aan, ek so soldaat al my lewe, hy like het niks, iemand hom op sy naam noem. So, as hy ou vir jou sê, noem my op my naam, noem hom op sy naam, dis wat hy wil hê, dan respect jy hom. As hy niks sê nie, hy sê vir hom sir, en hy sê niks en hy is fine, dan is dit fine. Maar as hy vir jou sê, please call me on my name, doen dit, anders disrespect jy hom as jy dit aangaan met sir of whatever. So onthou dit, dis die een ding. Respect vir elders is heel anders hier soos in Suid-Afrika. Dan obsession met tyd en goeders, moenie laat wees vir goed nie. So iemand vir jou sê, wees daar 2 uur, 3 uur, dis van jy daar wees of bietjie vroeër. Ons het daai sterk ding in Suid-Afrika ook, maar dinge is hier so
baie keer, jy sal sien, funksies, formeel, troues, al die tipe goed, alles is set op 'n spesifieke tyd, jy weet, en hou daarby. Jy kry nie noodwendig, jy sal nou en dan 'n party kry wat dit baie relaxed is en mense waar nie kom en nie wil, maar hier sal hou die mense van time nie, dinge op tyd doen en hulle is gejaag partykeer. Hier in die suidelike state is dit meer kalm, meer soos ons in Suid-Afrika, maar in die noordelike state en so, daar is dit definitief op tyd geset. Spesifiek vir uitnodigings en die tipe van dinge. So moenie laat wees nie. En onthou dat dinge hierso word partykeer ver vooruit beplan. So even social events beplan mense vooruit en daar's 'n tyd vir alles. En dan kom ons by goed soos waaroor mense praat. Jy weet as jy nou by 'n partytjie of by 'n werk is of so. Hierso praat hulle openlik oor salarisse en opinions en beliefs en wat hulle share, wat jy nou nie noodwendig in Suid-Afrika sal doen nie. Politieke discussions kan lekker intens raak. Mense is nie stil hier nie, as hy sy kandidaat praat, dan praat hy om. Jy weet, hulle is ernstig en jy kan uncomfortable voel in die begin, spesifiek as jy nie met die ou saamstem nie. Maar onthou, hou het professional, praat met die ou, stel jou punt ook en laat dit gaan. Jy hoef nou nie in 'n argument betrokke te raak met mense nie, maar partykeer die manier hoe Amerikaners praat, en baie mense sê hulle is loud, baie voortbekke, whatever. Jy sal gou gewond raak aan, dis maar net die manier hoe hulle praat. En onthou net daai ding, dan kan jy overwhelmed voel in die begin as iemand so met jou praat. Kos is 'n groot difference van Suid-Afrika en Amerika. Die porsies hier, jy sal sien as jy restaurant toe gaan, baie groter as wat jy aangewoond is. Fast food is oralster. Processed fast food is oralster. Mense kook nie by die huis nie, want dit is makliker vir hulle net sommer by McDonald's, whatever restaurant te stop vir aandete en kry goed en vat dit huis toe. Daar's nie so baie families wat om die tafel sit en aandete nie. So, as jy dit wil doen, dan moet jy dit doen. Jy moet nou as jy hier aankom, kook jou eie kos. Ons doen dit, ons kook ons eie kos. As jy mense nooi, dieselfde ding. Hierso, ek het al baie mense gehoor, ja, maar in Amerika braai hulle net hamburgers en hotdogs. Noem het barbecue. Dis so, hulle doen baie van dit ook, maar hulle braai ook soos Suid-Afrikaners. So jy gaan nie jou braai kultuur verloor as jy aankom nie. Dit is niks keer jy om jou steak en goed te braai nie, en as jy by ander mense gaan kuier en jy braai, gaan hulle ook steak en goed braai. Daai wat jy sien op die movies van ouens wat hotdogs en hamburgers braai, dis gewoonlik wanneer hulle groot parties, groot funksies het en die host, hy betaal vir alles. En dit is baie maklik om net sommer 'n klomp hamburger patties en klomp worsies te koop en net hamburgers en hotdogs te braai vir almal uit te deel. Veral as dit 'n groot party is en mense moet gelyk eet en jy het net een braaier. Maar die ander mense, waar jy gaan, mense braai, hier soos ons braai vleis, whatever. Maar jy gaan agterkom, as jy hier kom, die kos, baie sê mense sê ook die kos proe anders, kos proe nie anders hier so nie, aartappel is 'n aartappel en 'n stuk bees is 'n stuk bees. Jy maak hom presies dieselfde gare soos in Suid-Afrika, hulle proe presies dieselfde. As jy na 'n ander restaurant toe gaan dit miskien different proe, want hulle gooi ander bestanddele by, jy weet, soos ander spices of whatever. Maar hierso is dit groot. Processed food, fast food is baie groot. Jy ry in die straat af en in die straat af sien jy 6, 7, 8 restaurante reg langs mekaar. Fast food takeaway plekke. So, en jy hoef nie deel te neem nie. Maar dis die mense se kultuur. Mense kom nie werk toe met broodjies werk toe nie. Hulle gaan elke middag eet en kry hulle vir hulle takeaways. Dan obviously die Amerikaners, die grote meerderheid is Engels, that's it, hulle het nie 'n tweede taal nie, hulle is net Engels, so daar's nie 'n mix van tale nie, en so aan, en hulle kan partykeer dit swaar op jou aksent, ons aksent is swaar vir Amerikaners, hulle kan partykeer lank vat om jou te verstaan. Hier's 'n belangrike punt vir dit. As jy met iemand nie in aanraking kom, en jy sien, daai oë gaan net so, vertel hom eers 'n storie, vertel waar is jy, sommer begin, waar is ek vandaan, ek is van Suid-Afrika af, en ek het hier net toe geïmmigreer, jy weet, ek is nou al 10 jaar hier, ek is nou al 2 maande hier, ek is nou al 'n jaar hier, so, whatever. Ek like wat ek hier sien en doen, en so aan. En dan begin jy besigheid praat. Want as jy begin onmiddellik besigheid praat, daai eerste ding is, jy het 'n aksent wat swaar is om te volg. Dan die tweede ding, hy luister nie wat jy sê nie, want hy probeer uitfigure, waar is jy vandaan, want dit is mos interessantheid.
So as jy begin met die storie van, hey, ek is so en so, ek is van Suid-Afrika, ek het byna al soveel jaar hier, of whatever, dit maak dit die conversation gemaklik, maar ook dat daai eerste 2-3 minute wat jy jou storie vertel, maak hom gewoond aan jou aksent, en dan kan jy jou makliker volg. En dan gaan jy sien, mense gaan partykeer confused lyk, en as jy sien hulle confused, vra met weer. En jokes, moenie probeer Afrikaanse jokes vertaal Engels toe net werk nie. Dit definitief werk nie. Nou en dan is daar een wat werk, maar die meeste werk nie. So, as jy 'n joke optel saam hoe jy wat hier in Amerika vertel, as jy kan hom repeat, maar spesifiek Afrikaanse jokes, het werk nie. Try hom vertaal, werk nie. Ek het al baie geprobeer. Skool en social life, vir tieners kan dit 'n skok wees. Want hierso by ons skoollewe en so sport veral, dat's hy drive vir sport om die beste te wees. So jy kan sukkel om op spanne te kom, want hierso word spanne gekies op sekere vlakke en jy moet try-outs doen en al at 'n spesifieke tyd. So dis nie soos net Suid-Afrikaanse sport by skool, jy loop het en jy gaan oefen LO, atletiek of so nie. Hier's nogal groot kompetisie. So dit kan dalk 'n skok wees vir party mense. En social groups, mense maak baie kliks op skole, en daar kan pressure wees om te stand out tussen die ander, so jy sien in die movies, die skole, die kinders op skole maak sulke kliks en so, en dit is so, dit gebeur hierso ook, in real life, so, dit kan 'n skok wees vir tieners wat die eerste keer, wel as jy alleen in 'n skool is of so, maar maak maatjies met die ander, die ander ding, moenie te hoeveel worry oor jou kinders nie, hulle maak baie vinnig maatjies met ander mense. En die safety is 'n groot cultural skok. Jy kom hierso en jy ry rond, die mense suffer die eerste paar maande, eerste paar weke, want hulle is bly wakker vanaand, want daar's nêrens die weering op hulle vensters en daar die hek op hulle deure nie. Dan lê jy in jou bed en jy's nervous, wie gaan inkom of whatever, want jy het nie hierdie goed voor, jy het nie 'n fence voor jou yard nie. So vir mense kan dit swaar wees in die begin om eers gewoond te raak daaraan, dat jy gaan nie hier probleme hê soos in Suid-Afrika nie, en jy hoef nie te worry nie, daar's nie 'n fence daar nie, en daar's nie 'n tralie hek voor die venster en niemand pla jou nie. Dis die een ding. Die ander ding is reëls. Hier's reëls hierso, en die polisie hou by die reëls. Hulle vat nie stront nie. Dis een ding. Moenie spoedgrense breek nie, moenie stopstrate skiep nie, moenie rooi ligte ry nie. Hulle gaan vir jou vat. Hier hou hulle streng by die reëls. So dis 'n belangrike punt om te dink. Dis so 'n paar cultural shocks wat jy kan dink. Berei jou mind voor vir daai, en jy sal baie maklik aanpas as jy aankom. Sê ek julle later.